Goeiemôre. Jy luister na die 9de oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is om sin te maak van alles. Hoe maak 'n mens sin van die lewe? As ek 'n oomblik my eie lewe as voorbeeld kan gebruik en uit die aard van die saak is die bedoeling dat jy dink aan jou eie lewe. Die eerste paar jaar van my lewe was relatief geïsoleerd geweest. Klein seentjie op die platteland, op 'n plaas, weg van die meeste ander mense af. En soos wat jy groot word, is jou verstaan van die wêreld aanvanklik baie naïef en eenvoudig. 'n Mens dink oor God op 'n bepaalde manier, baie kinderlik, maar intens opreg. God se bestaan is eintlik vanselfsprekend en die mense wat om jou is 'n handjievol mense wat jy uiteindelik moet leer ken. Ek weet in die stad is dit beslis anders. Maar soos wat jy ouer word, word die kompleksiteit van die lewe eksponensieel meer. Jy gaan laerskool toe. En soos wat jy deur die laerskool gaan, word jy blootgestel aan verskillende teorieë oor die lewe, ander mense, ander karakters. Jy moet nou jouself begin verdedig teen mense wat oënskynlik vyhandig teenoor jou is en jou eie karakterontwikkeling en jou selfbeeld en dies meer. Jy gaan hoërskool toe. In my geval koshuis toe. En die kompleksiteit is dramaties meer. Jy word nou gekonfronteer met ander teorieë oor die ontstaan van die heelal, ander gelowe en dies meer. Miskien word kinders vandag vroeër daaraan blootgestel. En jy begin diep vrae vra. Kyk, daar's min mense wat so kan filosofeer as 'n klomp koshuiskinders laat as die ligte al moes uitwees. En in die ontdekking van jouself, jou liggaam, jou siel, ander mense, verhoudings en dies meer, weer eens word die lewe dramaties meer gekompliseerd. Daar's die verhouding tussen liggaam en siel wat jy waarneem. Hoe sommige mense soms gereeld siek is. Hoe ander altyd die grapjas is. Jy sien hoe party mense se selfbeeld gekoppel is aan hulle liggaamsbou of hulle gewig of 'n bepaalde aspek van hulle liggaam soos bakore of wat dit ook al mag wees. En jy interpreteer die lewe op 'n meer gekompliseerde en komplekse manier. Wanneer jy in romantiese verhoudings begin staan, is daar meer op die spel. Dit word geweldig kompleks. Wanneer iemand jou vertroue skend, bevraagteken jy jou eie vermoë om ander mense se karakter te lees, te bepaal en te kan voorspel. So in hierdie ontvouing van die kompleksiteit van die lewe, het ons as Christene nodig om meer en meer ingelig te wees. En oor verskeie velde van die lewe, van matig tot meer deeglik. En om dit so te stel, van verskeie akademiese insigte oor die ontstaan van die heelal en dies meer. Ek meen 'n onderwyser het 'n basiese kennis van sielkunde nodig om met kinders te kan werk. Polisiebeamptes en speurders kan doen met goeie kennis van kriminologie. Ook 'n dokter het beslis kennis nodig van die sielkunde om te verstaan wat die koneksie is tussen liggaam en siel. My waarneming is dat nie almal iets hiervan weet wat 'n mediese dokter is nie. En my ervaring in baie mense se verhale wat jou op 'n manier behandel soos, o, hier is 'n stuk vleis voor my. Predikante het ook die opsie om sielkunde vakke te loop en in praktiese teologie is daar vakke wat juis handel oor die insigte van net sielkunde wat ons help om die mens te verstaan. En dink maar al die sielkundige velde wat mense help in hulle beroepe, in fabrieke, die verhouding tussen werkers, die hantering van werkers en dies meer. So in die breë speel ander vakgebiede 'n geweldige rol op ons lewens en spesifiek dan as Christene. In hierdie reeks wil ek juis binne die spanningsvolle verhouding tussen teologie en psigologie 'n raamwerk skep waarbinne ons weet ons staan op vaste grond wanneer ons eie denke, insigte, lewensbeskouing, verhoudings en lewensdoelwitte bekyk. Thomas Merton het gesê, daar is net een uitdaging waarop my hele bestaan berus, ja, ook my vrede en my geluk.
om myself te ontdek in die ontdekking van God. As ek hom vind, sal ek myself vind. En as ek my ware self vind, sal ek hom vind. In die ontdekking van onsself en die mense om ons, het die sielkunde 'n groot bydrae om te lewer. Dit speel reeds 'n groter rol in ons lewe as wat ons besef. Glo dit of jy wil of nie, maar ons is almal sielkundiges. Ek het eendag so lekker vir my pa gelag. So my pa het van sielkunde gesê, en ek versag nou sy woorde ter wille van die gehoor. Sielkunde is 'n pot twak. Maar op 'n dag het ek so opgelet na wat hy gesê het en hom basies daarop gewys dat hy pas 'n psigoanalise gemaak het van 'n persoon, waar hy probeer het om die persoon se huidige gedrag te bespreek in verhouding tot die persoon se grootwordjare. En nogal op 'n Freudiaanse manier wat hy dit geïnterpreteer het. Het jy al na iemand gekyk en tot die slotsom gekom dat hulle agter hulle gedrag steek hulle ander emosies weg? Jy het die afleiding gemaak dat, ek dink hulle is jaloers, of ek dink hulle is eintlik besitlik. Ek hoor hulle woorde, maar hulle liggaamshouding sê vir my iets anders. Miskien is hulle meerderwaardig. Jy het daardie persoon geanaliseer. Ouers moet in 'n sekere sin almal sielkundiges wees. Jy vra, wat is fout? En met hulle mond sê jou kind vir jou, niks nie. Maar aan hulle optrede en gedrag sien jy daar is fout. So wat doen jy? Jy word 'n psigoanalis. Jy begin met strategiese vrae hier en mettertyd probeer jy die hele onderliggende kompleksiteit van hulle beklei met 'n maatjie ontrafel. En in die proses raad gee oor die interpersoonlike verhoudingswêreld van vriendskap. Miskien dink jy aan die ouderdomsfase waarop hulle is, en jy probeer ontrafel hoe hulle op hierdie ouderdom reageer op bepaalde omstandighede, en sonder dat jy dit besef, hou jy jouself Erik Erikson. Ander tye weer as jy in gesprek met jou kind, of eggenoot, of sommer met jouself, kan ook 'n vriend wees, en jy sê, jy kan nie dat hierdie ding jou onderkry nie, jy moet net anders na die omstandighede kyk. Dit is nie 'n mislukking nie, dit is 'n leergeleentheid. Tada, professor Adler, goed gedoen, goeie terapie sessie. Ek onthou een van die eerste boeke wat ek ooit oor berading gelees het, is 'n boek van Egan, The Skilled Helper. En daarin sê hy navorsing wys vir ons dat, as ek reg onthou, 70 tot 80% van mense wat psigologiese probleme ervaar, word gehelp deur vriende. Nie professionele persone nie, maar die vaardighede wat ons opgedoen het oor die jare heen in interpersoonlike verhoudings, en deur empaties na iemand te kan luister en hulle woorde te kan speel en te verstaan, help ons 'n klomp mense bloot deur die fyn luistervaardighede van vriendskap en waarskynlik ook die raad wat ons gee soos wat ons deur ons lewe ervaring opgedoen het. Aan watter voorbeelde kan jy dink waar sielkunde so groot rol speel en hoe dit ons help om mense te interpreteer? Ek moet vir 'n oomblik ook waarsku teen quasi-sielkunde of bog-sielkunde. Daar is mense wat 'n studie maak van persone se voorkoms, die lyne op hulle gesig en hoe naby of ver iemand se oë uitmekaar uit is, of hoe groot hulle neus of ore is, en dit sou klaarblyklik vir jou 'n sielkundige of karakterskets van die persoon lewer. Dit word fisiognomie genoem. Persoonlik het ek al dikwels deur my lewe mense so 'n interpretasie hoor maak van ander. Terloops, dit is een van die oudste praktyke in die wêreld en is onder verskeie kulture beoefen, so analitiese proses om mense volgens hulle voorkoms te beoordeel. Het jy al gehoor dat mense ander op hierdie wyse interpreteer? Ek moet dit met julle deel. As 'n mens iemand so interpreteer, sou ek waarskynlik in die moeilikheid wees. Diegene wat my nou nie ken nie, ek het nogal baie lagplooie om my oë. En so kom vriende by ons kuier met hulle klein dogtertjie en sy groet my en nou kyk sy so op na my toe met daai vriendelike gesiggie. En die volgende oomblik sê sy, oom Tinus, kan oom nie 'n bietjie oom se gesig hier langs die kante stryk nie? Kinders se eerlikheid is so fascinerend en so wonderlik. Kom ek bring vanoggend se oordeenking tot 'n afsluiting. Daar is 'n spanningsvolle verhouding tussen teologie
en psigologie. Ek wil seker maak dat my lewensingesteldheid voor enige iets anders, my lewensbeskouing en die manier hoe ek ander mense beoordeel, heel eers gevorm word deur my wêreldbeeld as Christen en as volgeling van Jesus. En as ek daardie ankerpunte reg het, dan kan ek insigte vanuit ander velde gebruik wat my kennis van myself en ander mense kan verdiep en kan verruim. Môreoggend praat ons oor die mens as 'n wese met 'n oop einde en hoe ons ons lewensbestemming kan ontdek. Ek kan nie wag vir môreoggend se gesprek nie. Vir nou, kom ons bid saam. O God wat met sonnestelsels en sterre speel, in wie se oë 1000 jaar soos een aand omvlieg, brei tog ons horisonne uit, sodat ons meer van u grootheid en almag kan raak sien, sodat ons u majesteit kan sien skyn in al u werke en u absolute koningskap in nederigheid sal aanvaar. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.